Goeiedag agterkykers, dankie dat u ingeskakel het en ons weer kan saam praat oor godsdienstige sake. Die titel van hierdie program is Godsdienst en die Koerante. Ons kyk, wat sê die koerante oor verskeie godsdienstige aspekte. Ons saai uit op die stasie Homebase TV hier vanuit die Kaap, wat 24 uur 'n dag uitsaai. En hier so by ons het ons hier so van Regard. Dankie Regard dat jy weer hier is. Dag, sê hoe gaan dit? Nee, goed dankie. Ek sien die winter is nog nie heeltemal verby nie, maar alhoewel die dae gaan maar op en af hoor. Ja, jy praat nou woord van ware, my vrou van elkom vir my. Wat is die temperatuur vandag? Ja. So hy wissel redelik en beskus jou. Ja, ek het eergister, dus het so half bergwinderig. Ja. En dit is eintlik heel warmrig. Dit is nie warm nie, maar en ek ry toe gister wat ek ergens hier moes gaan en ek vat toe net so dun baadjies aan. En ek voel so nee, dis fyn. Ja. En toe gisterand, dis slaan die koue weer. Ja, so, nee, pas op. Nou pas op. Waar begin ons vandag hoor? Ja, jong, ons begin vandag by 'n tekenprent. Ek verkies die woord tekenprent bo die woord sportprent, want sport nie altyd nie, maar 'n tekenprent sê baie. En wat my hierso beïndruk is dat baie van die tekenprent kunstenaars bring in godsdienstige beginsels in. Ek het al so agtergekom. Ja, en hierdie is nou Business Day, dis 'n Engelse koerant en dis 'n sakekoerant, nie is 'n gewone koerant nie. Hierso is nou die tekenprent waar die tekenaar daar, Zandan, ek ken hom nie eintlik nie, teken daar vir Marco Rubio, Amerikaanse minister. En hy staan daar soos 'n Simpson en hy druk daar die pale uit mekaar uit, sodat die gebou in mekaar sak. En die gebou, as jy bo kyk, 'n bietjie dof staan daar, International Criminal Court. Hy wil hulle nou heeltemal dismantle en daar die Criminal Court, ICC, wil hy nou mee wegdoen. En rechts daar is Khan, en Khan is die Chief Prosecutor, en kyk nou, hy loop nou weg, maar wat is bo sy kop? 'n donker wolk. Daar is 'n wolk bo sy kop. Soos hy is nou aangekla en half skuldig bevind van seksuele misdrywe. Dus soos hy is nou weg daar natuurlik, dat raak ons ook, want ons is groot, ons land Suid-Afrika het teen my advies gaan 'n saak maak by die ICC teen Israel daar. So dit is nogal heel interessant wat hy nou daar doen en hoe dit die voorstelling maak maar die Bybelse beginsels inbring daar. Dit is baie interessant, want ek het 'n bietjie gaan oplees, 'n paar dae terug. Iemand het anders het ook vir my gesê van die ICC, wat 'n warrant vir arrest uit het teen Benjamin Netanyahu. En 'n paar ander ook, ja. En toe vra ek maar op wat is dit gebaseer? Want kyk, as jy 'n warrant van arrest het, dit moet gebaseer wees baie ernstig op iets, né? Ja. Dus hulle nee, dit is gebaseer op die genocide. Ja, die genocide, maar wat ook al, maar die manier hoe dit bewoord is baie neutraal, want hulle het nie die evidence nie. Want hulle is nie daar nie. Ja. Hulle investigators is nie daar om te kan sien presies wat gebeur en al die van die so. Hulle gaan maar op hoor sê en op wat die media sê en so voort. So die sogenaamde bewyse wat hulle het is maar baie skraal. Verstaan jy? So vir my is dit soos jy kan nie 'n warrant, jy kan sê ja, jy investigate die persoon, maar om te sê jy gaan die persoon arresteer. Ja, en alle lande moet hom nou arresteer. Waar is dit veer? Europa. Ja, dit is vir my baie snaakse storie, want dis nie hoe dit werk nie. Nee, maar in elk geval. Nou hier is nou 'n video wat heel interessant is, wat wys wat daardie Marco Rubio, hy is die Secretary of State van Amerika, wat hy presies daar sê. For 250 years, Americans have governed ourselves as a free and sovereign people. We choose our own leaders, we determine our own laws, and when we're accused of a crime, we stand for judgment before a jury of our own peers. This is the essential and indispensable feature of our form of government. It is the foundation of our shared way of life. But today, powerful people in faraway places want to take that away from us. They believe that they should be in charge of your laws, of your country, your life, and they don't care whether or not you agree.
Halfway across the world, there's an institution that calls itself the International Criminal Court. Maybe you've heard of it, maybe you haven't. But chances are you don't know the names of its judges, of its prosecutors, or its president. And you shouldn't have to. But as we speak, the ICC and its friends are waging a war against our country, not with bullets or missiles, but with statutes and compacts and the force of so-called international law. When the ICC was born 24 years ago, they told us that it was merely a narrow backstop, a global court that would step in to prosecute only the gravest offenses, things like genocide and war crimes, and only when a nation's courts were unable to prosecute them on their own. But the truth is, it was something far more radical and extreme. It was a global tribunal staffed by unelected globalist bureaucrats who claim their power is almost unlimited. The danger of this global court has only continued to grow. Today, it threatens every aspect of our political and legal system. Border Patrol agents removing violent criminals from our country, American Marines risking their lives to defend our homeland, prosecutors working to dismantle terrorist plots to attack and kill Americans. If we stand idle, all of them would be at the mercy of foreign judges thousands of miles away, facing the constant risk of prosecution and even imprisonment for the so-called crime of defending their own country. The American people never agreed to any of this, and they never will. Read the words of our Declaration of Independence. We fought a revolution against a foreign power transporting us beyond seas to be tried for pretended offenses. Independence is our birthright. We will never let foreign bureaucrats take that away from us. This administration will not sit by as the ICC and its allies seek to threaten our people. If they believe they can deprive us of our sovereignty, we will teach them the full meaning of American resolve. Ja, interessant, né? Baie interessant. En Suid-Afrika se rol om 'n klagte teen Israel te gaan lê by hierdie ICC, internasionale wêreldhof, het ons reputasie by Amerika geweldig skade gedoen. En ek dink die enigste rede hoekom hulle dit gedoen het, is die finansiële invloed Ja, wat ander lande Ja, het op Suid-Afrika. presies. En Dis die enigste rede hoekom wat het Suid-Afrika, as jy kyk na Met ons die politiek, Midde-Ooste te hè, wat is hulle gepla met die Midde-Ooste en Israel? Vra ons soos hoekom sal hulle tyd en geld spandeer daarop? Want die enigste rede is want daar is finansiële wys jou die invloed van Islam en moslims binne die regering, dat hulle so 'n drastiese stap kon doen. in elk geval. In elk geval, ja. Hier is nou 'n interessante briefie van Pieter van der Westhuizen, en die opskrif is: dit is die ware doel van sportprente. Nou kyk soos daardie sportprent, daardie tekenprent van Marco Rubio en die ICC en die Bybelse beginsels. Hy sê, Eugene Gunning se brief oor die Koeberg sportprent verwys. Dit wil voorkom asof nie almal die bedoeling en tradisie van politieke sportprente begryp nie. Gebruik die woord oor tekenprente, want hulle sport nie almal nie, né? Die doel is nooit om met slagoffers te sport nie. Ja, luister daarna. Inteendeel, sportprente wat ernstige maatskaplike, ekonomiese of politieke kwessies uitbeeld, dien as 'n kragtige medium vir sosiale kommentaar. Probeer 'n belangrike punt maak. Anders as ligte strokiesprente, is satire hier 'n instrument om verandering teweeg te bring. Dit tree op as 'n waghond van die samelewing deur politici en instellings aanspreeklik te hou. Dit sny deur retoriek en propaganda om die werklike, dikwels ongemaklike kern van 'n probleem bloot te lê. Ja, wat is die eintlike probleem daar? Dan gaan hy aan deur dit in 'n enkele treffende prent te vertaal. Deur 'n krisis van net 'n absurde hoek te wys, verwoord die tekenaar die kollektiewe woede en frustrasie van gewone burgers. Om die sport te dryf wat dit met vrees of spanning veroorsaak, is bloot 'n sielkundige manier om die las van 'n voortslepende krisis beter te kan hanteer. Ja, en met die verlies van Afrikaanse koerant het ons ook 'n klomp sportprenttekenare hulle werk verloor en invloed daar verloor, ja.
Nou hierdie prent wat hy na verwys, die Koeberg sport prent, ek sien jy het hom daar so, Hy is wat hierso- behels daardie? So hier is die spotprent wat hy nou daarvan praat en wat hy ook gesê het wat Eugene van gepraat het. Ja. En hier is 'n man wat nou inloop by die huis en hy sê, "Skytjie, ek lyk dalk vir jou warm, maar eintlik is ek net radioaktief. 'n warm man, ja, Na 'n lang shift oor tyd." 'n warm, radioaktiewe man. Ja. En nou kyk sy, jy kan sien so sy het die roller in haar hand daar Die so. koekrol staan reg vir hom, sy wag vir hom in daar so. Was hy by Koeberg of Kroegberg? So wat se tipe warm is dit nou, né? En dan hier onder links is dit 4 voorvalle van verhoogde radioaktiewe besmetting in die afgelope 3 weke in die beheerde werkgebiede van eenheid 2 van die Koeberg kragsentrale voortgekom. En dis skrikwekkend, né? Dis onverskoonbaar. Die- 4 gevalle, daar's 'n fout met bestuur en instandhouding en kontrole van hulle riglyne daar. En met die tegnologie wat ons vandag het, Presies. moet dit glad nie gebeur nie. Dit moet glad nie eers Veral nie vandag nie. ja nee, dit is baie erg. Miskien maak hulle te veel staat op tegnologie en hulle weet nie om die tegnologie te bewerk nie. Miskien is dit die probleem. So hierso is nou die oorspronklike Klagstaat. ja, Koeberg spotprint was onvanpas. So hy sê nou dit is onvanpas. Ja. En dit skryf die Eugene Gunning en George en die koerant se spotprente laat my gewoonlik glimlag. Maar Dinsdag het ek alles behalwe geglimlag. Om 'n spotprent oor so 'n ernstige kwessie soos verhoogde radioaktiewe besmetting te maak is myns insiens onvanpas. As jy my nie glo oor die erns van sulke gebeure nie, gaan lees gerus oor die Chernobyl ramp in April 1986 en wat daarna gevolg het. Nou ons weet almal wat daar gebeur het. Dis skrikwekkend. Maar dit was ook 'n eenmalige ding, nie viervoudig gebeure. Ja, en die ding wat daar ook gebeur was ook maar jy weet 'n menslike fout menslike fout gewees. En maar al die ander ek sê kragstasies, radioaktiewe kragstasies oor die wêreld het baie geleer by dit. Ja, ja. En hulle het baie spesifieke dinge in plek gesit dat so iets nie weer sal gebeur nie. Ja. Natuurlik is humor goed in vandag se die mekaar wêreld en daar's genoeg dinge om oor te spot. Daar durf egter nie oor byvoorbeeld dood, siekte en menslike gebreke gespot te word nie. Ook nie oor die gevolge van moontlike rampe nie. Benut vryheid van spraak verantwoordelik in byvoorbeeld spotprente, verslaggewing en berigte. Nou ek stem saam met hom dat mens moenie spot met die dood of met siekte of mense wat sukkel, wat ook al mag wees nie. Maar dit is hoekom ek saam met hom stem dat dit mens noem dit 'n spotprent, maar is eintlik 'n tekenprent. Ja. Nee? Miskien moet praat van 'n insigprent of self dit. Ja, jy weet. wat die ding is dat as jy nou gaan kyk, want hy sê hierso dood, siekte, menslike gebreke, gevolge van moontlike rampe en so voort, dan kan jy eintlik niks in die tekenprente sit vandag nie, verstaan, want dit gaan altyd iemand ergens beïnvloed. Maar wat 'n wanopvatting het van wat hy probeer doen daar. Ja, maar wat ek bedoel is, alles in politiek en alles, ergens het dit 'n invloed op iemand se lewe wat dit negatief is, so jy gaan dan nêrens niks kan sê nie, want ergens gaan dit iemand miskien ongelukkig maak. En ek dink nie dit is die punt van 'n tekenprent. Die punt van 'n tekenprent is nie om mense seer te maak nie. Die punt is om 'n baie sterk boodskap oor te dra, maar op 'n satire of op 'n Satiriese wyse, ja. tong in die kies manier. Ja, presies. En dan baie keer sien jy dit baie duideliker. Ja. Verstaan jy, dit tref jou groter. Presies. Verstaan jy, en ek dink dit is die hele Dus doel die van prent daarvan Marco Rubio wat Ja. nou soos die Bybelse Simpson alles uitmekaar uitdruk, né? ja. Ja. Hier's nou 'n ander berig. En dit sê so aanstellings en misdaad intelligensie belag korrupsie in die polisie baie wyd, sê Idak senior. En aan een plek sê dit hierso, volgens Pagliacci was die aanstellings van Mokwele, wat van buite die polisie aangestel is, deel van 'n breër plan om die misdaad intelligensie-eenheid te kaap. Jy weet, en ek moet nou al die koerante lees wat ek in hande kan kry vir ons program hierso, en ek is net elke keer oorweldig deur die korrupsie, diefstal, bedrog wat
op elke vlak, veral van regering en semi-staatsinstellings plaasvind, en dis net vir my te erg. En hier is nou weer 'n voorbeeld van een ou wat as 'n tekenprent geneem het om daar die hele lang berig, wat ek nou nie gaan lees nie, te probeer verduidelik. Hier is nou die prent daar, en daar staan die Malanga kommissie, en hy ontbloot dag na dag na dag, en alle ander kommissies, die bedrog, die skelmstreke, en dis hoe dit lyk, dat wat, ne? Dit is so 'n goeie voorstelling, oom. Ja. Want vir enige iemand wat nou al drade of toue, wat gekoek is, met losmaak en het mekaar uit, jy sal weet dat dit is 'n gemors. Ja. Ek het al een keer op die plaas, oom, het mense daar gekom, en hulle het goed kom aflaai, en soos hulle die toue losgemaak het hulle alles op 'n hoop gegooi. En dis dit nou my werk, dit was so gedoemd geweest, so met 'n tou het ek geleer, as jy hom losmaak van die waantjie of van die trok af, onmiddellik vou hom op, rol hom op, moenie hom net neergooi, want iets gebeur, maar hy koek. Nou ja. Wat is 'n goeie voorstelling. Wys net, how much more of this is there to unravel? Hoe meer bedrog en diefstal kom uit dan is daar political interference and corruption in the criminal justice system. Die een plek, justisie en polisie, waar daar geen korrupsie moet wees en geen politieke inmenging nie, is dit soos 'n doolhoof daarso. En hierdie prent, nou ja, dit is presies wat ek sien as ek die koerante lees daar. Ons het ons laas keer gepraat oor die dominee, die vloekdominee, oom. Ons het dan met 'n klomp dominees gepraat, oor die dominees. Maar hierdie is 'n ander dominee, en dis die dominee wat, soos Jakobus sal sê, hy het 'n probleem met sy tong. Hy het nie nou 'n probleem met dogma nie. Hy is 'n tongdominee, ja? En dit kom uit Mondstuk Media. Dis nou VGK teen Klein Willem Kerkraad oor vloekdominee. Hy preek Sondag uit 2 Konings 6 vers 1 tot 7. En die vloekdominee van die VGK Klein Willem, wat so gedoop is na sy gebruik van die P-woord, berei hom voor om Sondag sy plek op die kansel in te neem nadat die kerkraad hom teruggeroep het. Waarom maak dit saak? Die kerkraad se besluit dryf in teen die ring van Klein Willem, wat dominee Wilden Hector onlangs van sy pligte onthef het. Maar nou beskuldig die kerkraad die ring in 'n mediaverklaring op Facebook dat hulle buite die bepalings van die kerkorde opgetree het. Mondstuk Media verneem die ring vergader weer op 28 Julie en sal dan die kwessie verder bespreek. Intussen sê dominee Hector by navraag: "Ek het lank tyd gehad om introspeksie te doen en op 'n manier die trauma te verwerk." Nou wat se trauma moes hy verwerk het nou? Ek verstaan nou nie. Wel, hy het op sy vrou gevloek en geskel daar so en toe word En nou sy trauma op hom. Trauma op hom, ja, hy sien dit net van sy eie perspektief, en toe sy vrou het blykbaar opgeneem op die selfoon en is gesirkuleer, en toe sy nou die ding is, skors. Hoekom sal sy dit gerekord het, oom? Wat beteken dit moes al voorkere gebeur het? Moes eerste keer gewees. Verstaan nie, dit is nie die eerste keer. Nee, glad nie. So dis nie net van, hy het hierdie een oomblik van, jy weet, skielike wat hy nou net, uitbarsting, dis hierdie een oomblik gehad. Sy sou nie selfoon daar gehad het nie. Maar dit moes 'n paar keer gebeur, dat sy nou gesê het, hoorie, ek gaan dit nou rekord, dat mense kan sien, as die waarheid wat ek sê. Hy maak dit duidelik dat hy nie uit sy eie of uit rebelsheid na die preekstoel terugkeer nie, maar op mandaat van die kerkraad. Dominee Hector, wat sedert maandag terug op sy pos is ook deur Mondstuk Media gevra of hy al 'n skrif vir Sondag se oggenddiens het. Hy antwoord dat dit 2 Konings 6 vers 1 tot 7 is. Dit is die verhaal van die verlore byl, wat ons help verstaan dat God nie te groot of ver is vir ons alledaagse praktiese probleme nie. Nou, dit is baie interessant hierdie, veral waar jy meld, maar nou beskuldig die kerkraad, beskuldig die ring, dat hulle buite die bepalings van die kerkorde opgetree. Ek sou graag meer informasie wil hê op dit. Daaroor wil en ek wonder of dit nou gaan uitkom, en die ring het vergader so pas 28 Julie, waar gaan ons inligting nou kry? Dit is so min Afrikaanse koerante, jy sien dit nie veel nie, want hierso het die kerkraad hom nou vergewe daarvoor, aanvaar ek, en hom heraangestel, en nou gaan hy aan, maar hy is klaar geskort deur die ring. En nou is dit nie net 'n saak van vergifnis nie, maar ook van
kerkorde bepalings. Nou, ons sal maar sien daar. Kijk, ek ken nie hierdie spesifieke kerk se struktuur en hoe hulle optree wanneer iets soos dit gebeur nie, maar ek weet waar ek is, as iets soos dit gebeur, dan moet daar baie publiek duidelik gemaak word dat sy hart verander het. Ja, Verstaan? So, absoluut. hy kan nie optree soos wat hy dit gedoen het, sy vrou hanteer soos wat hy gedoen het. Baie ernstig. Die Bybel sê, as daar 'n diaken of 'n ouderling is, wat aangestel word, dit moet iemand wees wat sy huis reg regeer, Ja. sy vrou, sy kinders, verstaan, so die manier hoe hy optree teenoor sy familie, Vir alle dominee. het 'n direkte invloed op, sy leierskap in die kerk. Presies. Nou, as dit 'n predikant is dit nog, jy weet, die vlak is net nog soveel meer, die groter verantwoordelikheid wat jy het. So as hy so optree, kan hy net voortgaan, jy het my vergewe en alles sê, hy moet baie duidelik hoor hierso, hierdie is, ek is jammer, ek het geval, hy moet openbaar, definitief openbare verskoning maak. Nou, ek weet as hy dit gedoen het nie, ek het nie alle informasie nie, maar dit is baie belangrik, want hy moet kan bewys, dat hy gaan bekeer van dit wat hy gedoen het. Ons kyk maar wat gebeur. Ja. Nou wat vir my interessant is dat dit kom uit Mondstuk Media. Het jy al voorheen gehoor van Mondstuk Media? Dis die eerste keer, oom. Ek het ook nog nooit nie. Mondstuk Media lyk my amper as 'n plek miskien waar jy jou mond kan uitspoel, ek weet nie. Ek het toe gaan 'n bietjie opsit daarso. En hier is ook ingestuur deur een van ons kykers. Baie dankie kykers vir die materiaal wat julle instuur. Ek sou nie van geweet het as dit nie vir 'n kyker is wat dit ingestuur na my toe nie. En hier is nou op die website, wie is ons? Dis 'n mondstuk, mondstuk bo mense en menings, die mense en hulle menings. Mondstuk Media is 'n inklusiewe nuushuis vir Afrikaans sprekende gemeenskappe. Dit is 'n inisiatief van die Hein Stichting wat fokus op herkoms, entrepreneurskap, innoverende idees en netwerkskepping. Van daardie H-E-I-N, Hein naam, né? Ons is verbind tot eenheid in diversiteit, maatskaplike geregtigheid. Ons glo in betroubare, etiese en gebalanseerde beriggewing om ons lesers in te lig, op te voed en te vermaak. Klink baie interessant. Dit nou 'n bietjie meer gaan kyk. En kyk nou hierso, hierdie prent van hulle op die web, né? Lyk amper soos 'n gedrukte koerant daar. Ek weet nie, ek het dit nog nie gesien nie. Monster, dis maandag uitgebring, 'n ruk gelede, lyk my kom 1 keer 'n week uit of iets. Hierso is nou, daar is Gayton McKenzie, en hulle sê so, die onderhoud waarvoor almal gewag het. Pres, Gayton praat, dis nou verwys na die mondelike, dat dit pres kan word, met Mondstuk Media. En dan ook oor bendegeweld, Liam Jacobs, Helen Zille en meer. En heel linksbo is daar prent, en daar sê dit, Godsman, Jeremia moet nou Kaapse ANC volk lei. Soos nou moet 'n godsman die ANC lei. My weer, ek gaan opcheck nou, wat is dit daar? En kom ek hier af, né? Mondstuk, hierso is 'n prent van die godsman, pastoor Jeremia Tuinsma, wat die Kaapse ANC volk nou lei, het die waarheid lief. OK, pragtig. Hy sê, jou kleurlingvolk moet kan voel, hulle is die eerste nasie en word so getreed in die land. Nou dat ambassadeur Abraham Rasool die ANC, Rasool wou toe nie die leierskap van die Weskaap aanvaar vir die ANC party, nou is hy blykbaar, en nou gaan hy die ANC red met die waarheid. Ons moet maar kyk wat gebeur. Ek moet sê, dit is 'n bietjie teenstrydig, waar daar sal staan, en hy sê, hy die waarheid lief. Nou die waarheid en die ANC, dit is soos water en olie, kan nie meng nie. Die ANC het nie die waarheid lief nie. Van die ANC amptdraers nog min is, want hulle met al respek lieg en bedrieg en steel vir 'n faal. Al daardie ondersoeke en hofsaake en al hierdie kommissies, né, bewys dit, dit is ek wat so sê nie. En vir my gaan dit nie oor die naam of oor die beweging of wat ook al dit mag wees. Vir my gaan dit oor, soos wat Jesus sê, van hulle vrug sal julle ken. So as iemand sê hy die waarheid lief, dan moet sy vrugte dit vir my kan wys. Presies.
laat hy die waarheid ken, en dan wil weet wat het sê, en dit korrek interpreteer, Ja. en nie verdraai nie. Absoluut. Ja. Nou hier het ons 'n interessante 'n brief van ons vriend Prof Johan Jansen van Rensburg en uit Bloemfontein en hy skryf hierso: die opskrif is TV boodskap oor Jesus verskraal ons geloof. Nou dit klink nogals baie interessant. Hy sê so dit is erg genoeg wanneer postmodernisme en kunsmatige intelligensie mense mislei. Wanneer die Bybel egter gebruik word om mense onder verkeerde indrukke te bring, nogal om te bemoedig of om aan te moedig, is dit daarom net te erg. En mense sien dit so baie, né? Sjoe. Ek het onlangs op 'n Sondag behoefte gehad om oor die oggendprogram op TV na die boodskap te luister. My ontsteltenis was egter groot toe die prediker vertel dat Jesus se boodskap nie oor die belydenis gaan nie, maar oor mense van die weg. Die weg is dan om Jesus se woorde te volg, om soos ligte in die wêreld te verskyn. Jesus het natuurlik wel die beeld van die sout van die aarde en lig vir die wêreld gebruik. Wanneer hierdie weg egter teenoor die belydenis gestel word, is dit moedswillige of onkundige misleiding. Wat is die weg? Dit is nie net om reg te lewe en met voorbeeld jou lig te laat skyn nie. Dan maak dit nie saak wat jy glo of bely nie, solank jy net jou lig laat skyn. Gewoonlik word hierdie soort evangelie gebruik om alle mense, ongeag geloof of belydenis, in te sluit by God se kinders. So 'n interpretasie het sy oorsprong by die emerging church gehad. Dit is egter nie wat die Bybel leer nie. Jesus het uitdruklik gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Johannes 14 vers 6. En weer, ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. Johannes 15 vers 5. Jesus is die weg en sonder hom kan ons niks doen nie. Ook nie ons lig vir hom laat skyn nie. Deur hom te bely is ons verbind aan hom, soos die loot aan die wynstok. Presies daarom het Jesus verklaar dat hy op Petrus se belydenis sy gemeente, kerk, sal bou. Matteus 16 vers 13 tot 20. Die weg en kerk staan nie teenoor mekaar nie, asof die sogenaamde weg die kerk onnodig maak. Wie van die weg getuig, verkondig 'n belydenis. Die belydenis is Jesus Christus. Asseblief, hou op om mense te mislei deur voor te gee dat die woord verkondig word, terwyl die Bybel nie ten volle gehoorsaam word nie. Ons sê dankie aan Prof Johan Jansen van Rensburg. Is mooi geskryf en is 'n baie belangrike punt om, want ek het eergister het ek 'n gesprek gehad, spesifiek oor hierdie punt, en dit was met iemand wat nie eers 'n Christen is nie, en waar hy self sê, dat wat hom pla van die Christene van vandag, is dat hulle is nie konstant in wat die Bybel sê nie. Nee, hulle, Dis letterlik wat sy woorde is. Hy sê dat hulle praat niet van liefde hier en liefde daar, maar die Bybel praat van hoe regverdig God is, en al die tipe van goed, so, hoe, en die prentjie wat hulle het van liefde is nie reg, so, en dis die hele punt is dat die mense die verkeerde prentjie van God, afgewaterde evangelie. hulle het die verkeerde prentjie van God, en toe hy nou praat hierso van die weg, het my dadelik laat dink aan 'n teksvers in die Bybel, en dit kom voor in Matteus 7 vers 13 en 14, het sê, gaan in deur die nou poort. Ja, So is 'n weg, ja, maar dis 'n nou weg. ja, Want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei. ja, En daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei. ja, En daar is min wat dit vind. Nou hierdie is Jesus se woorde. ja, Nee, dis nie sommer maar net ergens iemand wat dit gesê het nie. Dis Jesus se woorde. Nou Jesus self sê dat die weg wat ons moet opgaan is nie 'n maklike weg nie. Dis nie 'n eenvoudige en hy is die 'n breë weg, 'n ruim weg nie. Ruim Nee, weg. dit is 'n nou weg. Verstaan, en dit is 'n moeilike weg. Verstaan, en maar Jesus sê hy is die weg. Ja. En dit is die hele punt, is as ek nie Jesus kan aanvaar in my lewe en hom op die troon laat sit op my hart nie,
dan kan ek nie verwag dat ek gaan gered word nie. Ja, nee, ek is baie bly hierdie professor Johan Janse van Rensburg het 'n baie goeie insig om altyd die kerne raak te sien. Baie ander teoloë en predikante en dominees weet hulle praat soos daai man vir jou gesê het, net als van liefde of wat. Hulle bring net die ware evangelie sluit liefde in. Maar dis nie net liefde nie. Maar hulle praat van sogenaamde liefde. Sogenaamde Hulle liefde het is nog nie, erger, ja. hulle het die totaal verkeerde prentjie van wat liefde is. Ja, presies. Dis 'n voorbeeld, né? Ja. As ek sê ek het my kind lief, ek het haar so lief, né? Maar ek dissiplineer haar nie en ek leer haar nie wat is reg en verkeerd nie, dan beteken dit ek sê ek het haar lief, maar ek het haar nie werklik lief nie. Want sy gaan nooit 'n ware doel in haar lewe hê nie en sy gaan 'n nuisance wees, as ek die Engelse woord kan gebruik, vir die samelewing. Sy gaan 'n wille klein wragtig word. So en dit is nie liefde nie. Ja. Ek kan sê ek het haar lief, maar dit is nie, so die prentjie wat hulle het van liefde, dis nie ware liefde nie. Nee, baie dankie vir professor Johan. Ons sien uit dat u nog heel wat briewe skryf en die mense uitwys op die kern van die evangelie. Ja, jong, om nou te gaan na 'n totaal ander onderwerp. Ja, partykeer as ek hierdie berigte lees, dan wonder ek oor jou. Oor my? Oor jou, ja. En of jy gaan verstaan waaroor dit gaan, en of het voor jou tyd was of nie. Nou is nou 'n berig, en daar's 'n baie mooi prent hierso. Kyk die mooi prent daar, van 'n man en 'n vrou by 'n leeu. So. Lyk beseker, die leeu lyk lewendig, maar is seker of 'n makleeu, of dit is 'n leeu wat doodgeskiet, ek weet nie. Dis seker maar 'n makleeu. John Worty en Gillian van Houten. Weet jy wie hulle is? Nog nooit van hulle gehoor nie, om. Okay, nou dit is, ek het so gedink, jy's in 'n ander era gebore en groot geword as ek, jy verstaan. Nou hierdie Gillian van Houten was 'n baie groot naam geweest, dis nou voor jou tyd, want jy weet nou niks van haar af nie, en John Worty ook. Sy was 'n baie bekende nuusleser, soos baie op die voorgrond, radio, al haar die bedinge, baie mooi, baie talentvol, baie sprankelend, en hy was daar 'n baie bekend, hy het rolprente gemaak oor diere daar, natuurbewaarder, en hy was dikwels in die koerant, want hy het so paar verhoudings gehad met so paar vrouens, elke keer is het nou groot storie in die koerant. En toe het hy, Gillian nou daar ook getoer by sy plek, waar hy daar 'n natuurbewaarder was, en toe het hulle nou ook 'n affair, en sy gaan, en sy los alles net so, en sy gaan trek by hom in, daar los alle werk, alles net so, en hier is nou 'n brug oor hulle, né? Kyk, hulle blyk 'n stroom in na die dood van oud nuusleser van Houten. Hulle blyk 'n stroom in na die dood van voormalige televisie nuusleser, skrywer en natuurbewaarder Gillian van Houten in Kaapstad. Van Houten 72 is Vrydag in Noordhoek Manor dood. Het haar lewensmaat John Worty, nou let op die klim op lewensmaat, tierkenner, natuurbewaarder en rolpenmaker gister aan die burger gesê, haar lewensmaat. Volgens Worty is demensie so wat 4 jaar gelede by Van Houten gediagnoseer. 6 toch, nee. Die paar keer mekaar in 1980s ontmoet, het hy bygevoeg. Hy het ook vroeër op Take Canyons buite Philippolis gewoon. Van Houten was in die 1980s en 1990s, okay, dit is nou voor jou tyd daar, so nee, voor jy nog verstand gehad het, nee. 'n bekende op televisie, voordat sy die uitsaai wêreld verlaat het om by Worty in die Afrika bos aan te sluit. Ja, hy was in die bos regtig aan te sluit. Worty beskryf Van Houten as 'n mooi mens. Nie net uiterlik nie, maar ook geestelik. Volgens Worty was sy besonderse ma vir hul 3 kinders, Savannah en die tweeling Son en Tau. Sy was 'n soliede mens, altyd daar vir my wanneer ek in krisis was. Die betroubaarste, liefdevolste mens ooit. Is dit nie pragtig nie? Worty onthou Van Houten, oorspronklik van Pioneers, alles prysgegee om saam met hom in die veld te woon. Ja, drassies verandering.
Dit is 'n huldeblyk aan haar dat sy die aanpassing kon maak. Al die luksehede wat sy in die stad gehad het om in tente oral in Afrika te woon. Sy het dit alles prysgegee om saam met my te kom en dit was nie maklik nie. Maar sy het die aanpassing gemaak. Hy sê van Houghton se grootste nalatenskap is haar 3 kinders, let wel, haar 3 kinders, nie ons 3 kinders nie, haar 3 kinders, maar hy was die pa, ne? Sy word oorleef deur 3 pragtige kinders, sy word oorleef nie, ons word oorleef nie, sy word oorleef deur 3 pragtige kinders, wat almal by ekotourisme betrokke is, en wat 'n groot bydra tot omgewingsbewaring lewer. Sy het hulle almal leiding gegee, nie ons nie, sy. En die tragedie is blykbaar dat nooit getrou nie. Nou is 'n paar vrae, jy weet, as ek so 'n pragtige vrou ontmoet, soos wat ek wel in die geval gehad het, dan sal ek uit respek met haar wil trou. Ja. Ek sal nie van sê, kom in die bos van alle plekke, kom in die bos, kom na my toe en woon saam nie, en hy moet respek en, ja, wel, sy moes eintlik gesê, nee, jy weet, ons trou of nie of wat, man, daar, hulle hele lewe saam gewoon en, ek weet, as jy ongetrouwd is soos 2 voëls op 'n tak. Jy sal nog vind, enige huwelik het maar sy ups en downs en sy stryde ensovoorts, en in 'n saamwoon situasie, as jy nou maar net saam woon, en as 'n stryd het, dan sal die een voel net vlieg en sê, okay, goodbye, ek vat my goed, trek, terug na my ma, na my eie huis of wat ook al. Ja. Dus dit is nie gesond nie. Die Engelse woord is commitment. Ja, Dit is om en respek wil ek sê, ja. 'n keuse te maak en jouself te heg aan iemand Ja, vir die res van jou lewe, se ewigheid, want dit is, Ja. voor God maak jy 'n keuse en jy maak is 'n verbond voor God. ja, So, en dit gee sekuriteit, ja. nie net vir die vrou nie, maar ook Ja. vir die man, verstaan, so, Vir die kinders ook. Al die was 'n rede hoekom God die huwelik ingestel het. Ja. Dis nie sommer maar net nie, dit is belangrik. Ja, baie. Nou, om daarby aan te pas, het een van die kykers my gestuur hierso, 'n berigte wat ek ook aan die burger gesnit, en gesê ons moet sommer 'n hele program oor hierdie een onderwerp hou. En ek dacht, wow, nee, maar dit doen met die huwelik, en so, dit het wel 'n relevantie, ne? Hier is nou een van die advertenties daar, die burger. Advertentie in koerant laat die wenkbroue lig, ja. Boer, sakeman en advokaat soek 'n jong huweliksmaat volgens Bybelse beginsels. Genau, gesoek, rein, huwbare huweliksmaat. Toe dink ek ook aan jou. Aan my? Ja, aan jou. Jy het lank gesoek aan 'n rein, huwbare huweliksmaat. Ek het eintlik nie gesoek hier, oom. Nee. Ek was te besig, ek is te besig hier by hom bys, so ek het nie Hoe gesoek het jy dan jou vrou gekry? COVID. Ja? Dit alles moes tot stilstand gekom. Ja? En toe ontdek ek my vrou. So jy het nie gesoek nie, toe jy ontdek. Okay, wel ek is baie bly jy het ontdek, want ons dalk van jou begin soek al daar. Of Almal het gesoek vir my part en gebid. Ja, nou ja, ek is baie bly, jy het 'n rein, huwbare huweliksmaat gekry. Nou die volgende blok daar sê, daarbo 'n ryk Vrystater 58 soek 'n jong bruid met Bybelse beginsels. Pragtig. En beloof 'n erfposie van 5 miljoen rand. Wow. Word al hoe interessanter, né? Nou kom ons kyk na die advertensie self, wat verskyn het in die burger. Hierso is die advertensie self. Dit sê, boer, sakeman, advokaat soek jong huweliksmaat volgens Bybelse beginsels. 'n welgestelde 58-jarige Vrystaatboer en suksesvolle advokaat van goeie stand soek 'n rein, huwbare dame vir 'n verbintenis kragtens oorspronklike Bybelbeginsels. Nou ja, ek gewonder, wat is die verskil tussen oorspronklike Bybelbeginsels en heilige Bybelse beginsels, né? Die ideale kandidaat is ook 'n gesonde nie-roker met diep geloofswaardes, waar man as hoof van die huis dien. Né? Okay.
Nou kyk hierso, 'n aansienlike finansiële pakket wat R100,000 bruidskat vir die ouers bevat en 5 miljoen boedelverskoning vir die bruid. Bruid is 16 tot 25 jaar, word voorsien vir sekuriteit. 'n formele familievoorstellingsgesprek met die hoofvrou van die huis is deel van die proses. Wow. Alle vriendelike en opregte aansoeke of navraag vir verdere besonderhede word verwelkom. Of stuur 'n volledige profiel na president@groepvanmaatskappye.com. Toe ek hierdie lees, toe gaan daar so 'n paar liggies by my aan, jy weet. Veral toe ek lees daarvan bruidskat. Hoe verstaan jy bruidskat? Wat is 'n Dit my laat dink aan Labola, oom. Labola? Ja, Ja, bruidskat vir die ouers. ja. Dis deel van ouers. Nou, toe ek dit sien, toe dink ek aan Homebase. En ek dink aan die R100,000. En ek dacht, hoewel as ek daardie R100,000 kan kry, kan ek julle 'n bietjie help, want ek weet hulle trek nou strop. En julle 'n bietjie finansiële hulp nodig. Nou, hoe gaan om die R100,000 kry, oom? Ek gaan met my dogter praat oor hierdie voorstel. Maar oom gaan eers met hom sy vrou moet praat. Ja, jy het al geleer al. Ek gaan toe eers dan maar my vrou hier, meen ek, wys vir haar. En sy het my met sulke groot oë aangekyk. Ek weet nie of jy lank genoeg getrou is, die vrou ook al so, maar jy met groot oë aangekyk. Ja, dan bly jy maar stil, oom. Dan bly jy maar ook, jy het ook al geleer al. Ek het al geleer, oom. Hoeveel jaar is jy nou getrouwd al? Ek dink is nou 5 jaar, oom. 5 jaar? Ja. En jy al klaar geleer? Ek het Okay, klaar geleer. Hoe gauw jy leer, hoe beter. As jou vrou met groot oë aankyk, moet jy weet, hier kom 'n ding. Nou ja, toe weet ek, maar ek moet maar nie verder gaan daarmee nie. Nou ja, maar is 'n klomp vrae hierso aan. 16 jaar is eintlik 'n tiener, dit is... Ja, ek moet sê, toe ek toe ek sy ouderdom sien, en ek nou sien die ouderdom wat hy nou op soek is na, dit is my so bietjie problematies, oom. Problematies. Want, hoekom soek hy so 'n jong vrou? Verstaan jy? Wil jy pop speel of wat? Ja, maar verstaan, so sê, dit maak nie vir my sin nie, want Dit is moeilikheid soek, jy soek nie so 'n jong vrou nie. Eerste wonder ek so sin, maar hoekom het hy nou soveel geld wat hy nou wil betaal? Hoekom kry hy nie die vrou nie? Dit is nie so moeilik. Maar hy het klare vrou, ne? Daar's 'n hoofvrou, hy het klare vrou. Het hy klaar 'n vrou? Ja. Nee. Ja, hy het klare vrou. Dit is nou iemand wat hy wil kry, 'n jonge een, 'n tweede een. So is hy klaar getroud? Ja. Ek het hom misgelees. Jy het misgelees. Jy lees dit so mis, ne? Met die hoofvrou van die huis. Sy moet dit goedkeur. Nee. Ja, maar ek sien jy die berig daar, lees jy Kom ons lees en kyk wat hier aangaan. Kyk wat aangaan daar. Dit sê hier so, ryk vrystater, 58, soek na jong bruid met Bybelwaardes. Ja. 'n man 58 wat in 'n koerantadvertensie as 'n welgestelde Vrystaatse boer, sakeman en suksesvolle advokaat beskryf word, soek na 'n jong bruid met Bybelse beginsels en beloof haar 'n erfporsie van R5 miljoen. Die ongewone advertensie waarin 'n huweliksmaat van tussen 16 en 25 jaar oud gesoek word, het Vrydag op bladsy 3 van die Burger verskyn. In die advertensie wat skerp kritiek op sosiale media ontlok het, natuurlik, word 'n rein huurbare dame vir verbintenis kragtens oorspronklike Bybelbeginsels gesoek. Die ideale kandidaat word voortbeskryf as 'n gesonde nie-roker met diep geloofswaardes, waar die man as die hoof van die huis dien. 'n aansienlike finansiële pakket word aangebied. Dit sluit in 'n bruidskat van R100,000 aan die vrou se ouers en R5 miljoen se boedelsvoorsiening vir die bruid. 'n formele gesprek waarin die familie en die hoofvrou van die huis ontmoet is deel van die proses. Daai dit, jy sien. Ek kan dit nie glo nie. Hoofvrou. Ja. Opregte aansoeke of navraag word na president, het groep van mpie.com verwys. Die burger het adverteerder gister via die e-posadres vir 'n onderhoud genader. Die reaksie het van 'n ander e-posadres gekom. Hy het aangedui hy is huiwerig om deel van die berig te wees. Ek glo dat ek skriftuurlik korrek optree en dat ek saam met ander 'n leidende rol speel
en deur my eie optrede poog om Bybelse beginsels te ratifiseer. Die gemeenskap het nog 'n lang pad om te stap om te breek deur die leerstellings van die geboue met die torings. Hy het ook kommer uitgespreek dat die berig uit 'n vooraf bepaalde hoek benader kan word en dat 'n goeie Bybelse konsep deur ongebalanseerde journalistiek uitmekaar geskeur kan word. Volgens hom het van sy kollegas hom afgeraai om 'n advertensie te plaas. Die man sê ook sy ywer vir 'n goeie daad het hom moontlik foutiewelik laat voortstorm. Die persoon wat hom nie geïdentifiseer het nie, sê hy het reeds enkele negatiewe boodskappe ontvang. Tans hier oorweeg ek om die ander advertensie terug te trek en dit nie te plaas in opvolgende publikasies nie. Hy het die burger versoek om in die stadium slegs per e-pos met hom te kommunikeer, dat hy sy posisie kan verskans teen kwaadwillige optrede. Die burger het in nog 'n e-pos uitgebreide vraag gestuur, waarop antwoorde nie teen druktyd ontvang is nie. Interessante storie, né? Dit is amper te goed om waar te wees, want ek lees nou hier, want hy is baie sterk op kragtens oorspronklike Bybelbeginsels. Ja, Nee? hy moet sy Bybel beginsels reg Nou kry. wonder ek watter Bybel lees hy oom? Hier is 'n klomp vrae, want al lees hy net die Ou Testament en die Torah, wat direk baie Joods verband is, Ja. as jy kyk na Jode vandag, daar's nie 'n klomp vrouens op bywywe of dinge wat ook al nie, hulle het die perspektief daar sal verstaan. Daarin was nie God se ideaal om meer as een vrou te hê nie. Nog nooit. Nee, hy het dit toegelaat daar, maar dit is nie sy wens of ideaal nie. Daar's baie dinge wat in die Bybel gebeur, wat nie God se wil is nie. Nee. So reg deur die Bybel sien ons baie dinge. Ons sien sonde, ons sien Dawid wat Batseba vat as sy vrou wat nie sy vrou was nie, wat sy eie vriend doodmaak om sy vrou te vat. Ons sien klomp dinge wat verskriklik is, oom. Ja. Maar dit beteken nie omdat dit in die Bybel staan wat ek dit doen nie. Die Bybel is 'n geskiedkundige boek, maar dit is ook 'n boek waar God vir ons wys sy liefde. Hy wys vir ons waar ons was toe hy ons geskep het, wat gebeur het toe sonde ingekom het, en die res van die Bybel wys vir ons die uitwerking van sonde, en dan wys dit vir ons hoe God ons gaan verlos van die sonde. So ek kan nie nou sê ek gaan nou sondig omdat in die Bybel staan nie. Ja, nee. Verstaan hom? Ja, nee. Ja, nee, ek is baie bly vir mense so daardie professor Johan Jansen van Rensburg, wat die perspektiewe korrek uitlig, dat mense kan besef. Hier is nou SMS'e, ek kyk nou uit hierso op die SMS'e, en die een SMS sê, na aanleiding daarvan, hoe rein van gedagte en optrede is die ryk vrystader wat 'n jong, rein vrou soek, as hy basies adverteer vir 'n vroulike slaaf. Ja. Ja, en in die ou dae kon jy 'n vroulike slaaf kry in die Ou Testamentse tye, maar dit was nie God se wil nie. Ja. En dit is nie, in die Nuwe Testament sê duidelik, jy kan nie kerkleier wees as jy nie die man is van een vrou nie. Baie duidelik is dit nou daar vasgestel. Dan sê dit klink nie vir my baie Bybels nie. Dit wat anti sê. Nou ja, wat 'n mens dink nie. Ja. Hier het ons nou 'n hele berig hierso. 'n opvolger, nog 'n berig. Dit gons oor advertensie. Ja. Jong bruid gesoek, hoofvrou sê ja. Ryk advokaat wil nalatenskap bou. Die nuwe jong tweede bruid, by wie hy erfgename wil verwek, kan so jonk as 16 wees en sal by hom en sy vrou in die huis woon. Sy vrou van 25 jaar, wat hy as die hoofvrou bestempel, het daartoe ingestem. So die welgestelde advokaat, sakeman en boer wat die jong bruid tussen 16 en 25 jaar soek, by wie hy kinders kan verwek, gister gesê. Die ryk vrystater bied 'n bruidskat van R100,000 aan, sy vrou se ouers, as ook 'n boedelvoorsiening van R5 miljoen aan die bruid as sekuriteit. Sy advertensie Saterdag in die Burger, waarin hy as 'n suksesvolle advokaat van goeie stand soek na 'n rein huurbare dame vir 'n verbintenis kragtens oorspronklik Bybelbeginsels, het vir 'n groot beroering gesorg. Die advokaat het gister erken dat hy al 25 jaar getroud is met sy vrou en verwys na 'n polygamese in hakkies huwelik waarin hulle 3 verbind gaan wees. Die advokaat wat nie geïdentifiseer wil word nie, het gesê hy woon in die Vrystaat aan die oewers van die Valdam op 'n mooi familieplaas en sy wynplaas in Stellenbosch is van jaar verkoop.
Hy is sedert 1992 advokaat. Dis 34 jaar en praktiseer onder sy eie naam. Die burger wou by hom weet hoekom hy die advertensie geplaas het. Ek is 58. Ek het geen nalatenskap vir my ondernemings en bedrywe of bates naas my vrou nie. Ek het min geleentheid oor om 'n nalatenskap te bou en kan nie die normale roete van apps volg of met my hoop op kans afwag nie. Dus moet ek vorentoe tree met volle openbaring aan belanghebbendes om die tyd geleef te vernou. Toe hy in die onderhoud per e-pos gevra is hoe sy vrou oor sy voorneme tot 'n jong nuwe bruid voel, het hy gesê sy het daartoe ingestem. Kan ek vra waarom die oormatige klem oor die jonger vrou se ouderdom? Is daar 'n verwagting dat ek iemand van 60 moet trou wat meer my ouderdom is en wat nog minder kans op kinders sal hê? Dan my teenvraag: hoe kan 'n polygamy huwelik bestaan sonder haar kennis en toestemming? Dan is dit mos net 'n skelmpie en nie 'n verbondshuwelik nie. Jy moet die tweede bruid 'n onderhoud hê met die hoofvrou as dit nie met haar as hoofvrou se toestemming plaasvind nie. Verskoon my teenvraag. Soos ek sê, ek is effe oorweldig deur als. In kort, ja, sy is 'n instemming, maar die reaksie is vir haar ook net so baie skielik. Toe hy gevra is om 'n aanhaling van sy vrou oor hoe sy oor alles voel, het hy geantwoord: in die skrif het die vrouens meestal die ander vrou na die man gebring. In wese het die man nie die vrou se vooraf toestemming nodig nie. Maar ek en enige regdenkende persoon ag dit uiters belangrik vir die vroulike metgeselle om in goeie verhouding te staan. En daarvoor het ek slegs voortbeweeg nadat my vrou aangedui het dat sy ontvanklik is vir die proses. Dit klink my nou 'n gevaarlike storie hierdie oom. Jy weet, laat my dink, is ons Abraham Ja, en Sarah. En Sarah wou toe nou 'n plan bewerk, ook met 'n jonger vrou. En dit het nie baie goed uitgewerk. Wil hy nou 'n tweede voorbeeld daar? Maar ek weet nie of hy daardie deel van die Bybel gelees het nie. 2 vrouens in 'n huis, daar's baie gesê, dis net too many cooks spoil the broth. Jy kan net een vrou in 'n huis daarso. Jy kan nie daarso so 2 vrouens is moeilikheid soek en veral 'n ouer en 'n jonger een. As daardie jonger een nou begin verstand kry en haar kop volg en as die twis en familie twis, al die tipe dinge, en dis my kind en jou kind, jong, ek is bekommerd wat daar gaan uitbroei. ek BCC my vrou in, dit is nou as jy e-pos stuur kan jy mos iemand CC, Ja? en sal van haar verneem of sy haar stem wil voeg tot hierdie saak, en in welke mate, want haar bydra is vir my ook kardinaal tot 'n suksesvolle uitkoms. Hy is gevra of 'n nuwe bruid met hom getroud sal wees of ook met sy vrou. Sy antwoord is: al laat ons verwronge stelsel toe dat vroue kan trou, is dit skriftuurlik nie 'n sonde nie, maar 'n onmoontlikheid. Nee, die verbondsverbintenis is sleg tussen die man en die vrou, soos ons Vader dit van die begin af gewil het vir die mens. Hy is gevra waarom hy op soek is na 'n veel jonger vrou. Ek wil met 'n gesin begin. Indien ek met 'n jonger vrou as ek in die eg tree, is sy jonk genoeg om die kroos om te sien by my afsterwe en nog jonk genoeg om weer te kan trou, was sy antwoord. So, my vrou sê altyd dat jy kan nie 'n fout regmaak met nog 'n fout nie. O, jou vrou het ook, het jy dit al geleer of het jy self geleer? Of lees jy dit vir jou? Nou, dit is baie waar. Ja, Want hy is nou amper 60 ja, en hy het nie kinders nie. ja. Nou, ek weet nie as sy vrou as hulle nie kan kinders hê nie, as hulle nou seker deur die profes, ons aanvaar dit nou, ons het nie daai inligting nie. Maar dit is nou bietjie laat, hy is 60. Hy moes vroeër daaraan gedink het. Verstaan, so, as jy graag kinders wil hê, en jy kan nie kinders hê nie, dan neem aan. Ek weet van soveel mense wat kinders aangeneem het, wat wonderlike ervaring het, verstaan, daar's baie kinders, wat wag, verstaan, wat die kindershuise is vol, verstaan, so, hy kon 'n plan gemaak het, baie vroeër in hulle huwelik en hulle lewe, kon hy plan gemaak het, maar as gevolg van sy eie foute, en laat hulle dit nie vroeër plan gemaak het nie, nou op sy ou dag, wil hy probeer om dit met 'n ander fout te probeer regmaak. Ja. En daar's baie mediese planne wat hy kon gemaak het. Daar's baie keer in die koerante daarvan verskillende opsies. Ja. Maar wat my pla is hy praat so oor die nalatenskap.
'n mens het nie kinders nodig om 'n besonderse nalatenskap te hê nie. En baie keer, as 'n mens 'n besigheid opgebou het, en jy het nie saam met jou kinders, jou nageslag, dit gesamentlik opgebou nie, as hulle inkom, Ja. hulle vat alles en hulle weet nie hoe Hulle moeilik dit is nie. vernietig. Hulle vernietig dit. Dit is binne 'n paar Daar jaar. is duisende voorbeelde van Precies. dit. Duisende. Ek self persoonlik ken iemand wat hulle oupa het hierdie ongelooflike besigheid begin. Homself oor 'n mik gewerk Ja, om dit ja, van niks af te doen, opgebou, massiewe groot besigheid. En toe hy dood is, kom sy kinders in Ja, en die kleinkinders en almal vernietig die hele plek. Daar's niks oor vandag. Precies. En dis in 'n kwessie van 10, 15 jaar. ja, presies, dis Kort hoeveel tydjie. keer. So, hy is 60, as hy nou trou, hy gaan nooit sy eie kinders ken nie. Ja. Hulle gaan hom nie ken nie. Ja. So, ja, ek weet nie. Maar hier is nou die punt wat hy probeer maak van nalatenskap. Hier is nou 'n bruggie wat daarna verwys. En die opskrif van hierdie brug is: belangrike kultuurleier se nalatenskap moet voortduur. En hierdie kultuurleier, daar is hy Pieter Rorvik, né? Hy het blykbaar miskien nie kinders gehad nie, ek weet nie, maar praat hier oor wat sy nalatenskap. Pieter Rorvik het nie net geglo kuns is 'n noodsaaklike deel van 'n gesonde samelewing nie, hy het dit in dade omgeskakel, waarvan die multidissiplinêre Sentrum vir Kreatiewe Kunste aan die Universiteit van KwaZulu-Natal 'n tasbare nalatenskap is. En baie mense los dan nalatenskap, hulle gee geld vir 'n kerk, vir 'n projek, vir 'n gebou, vir welsyn. Hulle kan geld gee vir 'n dierebeskerming, so baie geld gee vir homebase, Ja. of vir 'n kerk, of wat ook al, jy weet. En byvoorbeeld, ek ken daar soveel stories, ons gaan heel dag besig kan met soveel stories van mense, wat, my vrou het my nou dag eens vertel, van 'n man wat ek dink Hong Kong toe gegaan het, meer as 100 jaar terug, en sendingwerk daar gaan doen het. Hy het nooit kinders of 'n vrou gehad nie, nee? En hy was al reeds ouerig toe hy gegaan het, en tot vandag toe staan sy naam, en hy het so 'n groot invloed gehad, Absoluut. op daardie omgewing, Ja. en almal weet van hom. Ja. Verstaan, so sy nalatenskap staan tot, ek wil amper sê tot in die ewigheid, Absoluut. want die verskil wat hy daar gemaak het, is so groot. En die bediening, die bekerings, Ja. en daardie mense voortplan, jy het nie kinders nodig om deur middel van kinders Ja, dit is, nalatenskap te hê nie. ja, dis die enigste manier van nalatenskap. Ja. Nou sal jy nog 'n berig, oom. Is die suksesvolle vrystater, sy tweede bruid sal 'n normale regte hê. Ja. Advokaat, so, maar ons het nie nou tyd om alles in Ag, gaan die ja, tyd te ek hardloop dink, uit, maar so volgende week gaan ons nou hierna kyk. Ek het hierso nou so interessante berig wat ook daar volg. En hierso is die prent op die voorblad, die burger, die boer het homself nou geïdentifiseer, né? Okay. En hy is advokaat Gerrit Coetzee. Sê hier's advokaat Gerrit Coetzee, daar is sy prent links daar, né? En nou verhoog hy die bruidskat na 1 miljoen. Jo. En erflating na 20 miljoen. Dan sê die bruidskat in die skrif is net betaalbaar aan die ouers van 'n rein bruid. Jong, toe ek nou van hierdie 1 miljoen bruidskat hoor, toe wonder ek nie weer met my vrou moet gaan praat nie, maar Dit was op gevaarlike grond. jy dink so. Nou ja. En dan links onder is Maxima Potentia, die polygenie groep waarin hy behoort. Hele lang brugte, Sjoe. ons tydjie is eintlik op ongelukkig. Ja, die kyker, wat dan gesê het, ons sal moet 'n hele program ja wy, was eintlik redelik aan die kol, is te veel te sê. Maar ons sal, as jy wil weet, die opvolgverhaal van hierdie spanningsverhaal oor die Bybel, oor die Ou Testament, oor hoeveel vrouens en jou erfgename en jou nalatenskap, kyk weer volgende week, selfde tyd, selfde plek. Daarmee sê ons vir totsiens en dink 2 keer voordat jy meer as een vrou wil vat. Tot ziens.